naam van die Here is 'n sterk toring. Die regverdige hardloop daarin en word beskud. Vanoggend my tema is van wag na wandel. Dis om Heilige Gees te ken en met hom te wandel. Dis 'n lang tema. Maar my reeks wat ek begin, laasweek het ek begin met 'n reeks. Laasweek se reeks het gegaan om te wag is beter. Maar nou sê die opvolg. En hy gaan tot loop na Pinkster. Van wag na wandel. Ons gaan in hierdie journey wat ons gaan, hoe om met Heilige Gees te wandel. En dit is waar om te wag is beter. Wag is nodig. Wag bou jou hier binne. Wag leer jy goed van God. En God is besig om jou voor te berei in daai wagseisoen. Hy kry jou hart reg. Om daai klipharde hart wat jy het uit te haal en vir jou vleeslike hart in te deponeer, dat jy die liefde van Christus kan uitgee vir mense daar buite. Soos laasweek gelees het in Handelinge 1 vers 4 en 5 waar Jesus vir sy disippels sê, moenie uit Jerusalem uitgaan nie, bly hier en wag op die Here. Tot want julle sal met die Heilige Gees gedoop word. Jy sien, Jesus wil gesê, wag. Maar nie vir altyd nie. Hy het gesê, wag bietjie, wag. Hy het nie gesê, wag nie. Hy het gesê, wag. Daar gaan iets gebeur. Jy sien, God het 'n patroon. Hy sê, wag. Jy ontvang ietsie, dan beweeg jy. God se patroon is nie, as jy bid en God sê vir jou, in hierdie seisoen gaan ek jou voorberei, wag bietjie nie. Die volgende seisoen wat kom, nee Boeta, wag, Sissa, wag. Die volgende een, wag nog bietjie. Nee, God sê, ek gaan jou voorberei, jy wag nou, jy gaan ontvang iets, dan gaan jy uitgaan, dan gaan jy begin beweeg. En in Handelinge 2 vers 1 en 2 sê, en toe die dag van Pinksterfees aangebreek het, was hulle almal eendragtig by mekaar. Eendragtig is, wanneer almal by mekaar is oor een ding. Wat se verdeeldheid is hier in hierdie gemeente? As ons hier is by mekaar, moet ons vir een rede hier wees, en dis vir Jesus Christus. Vers 2 sê, en daar kom skielik uit die hemel 'n geluid soos van 'n geweldige rukwind, en dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. Op 'n oomblik so verander hulle wagtyd. God kom en hy vul hulle met Heilige Gees op daai oomblik. Wanneer dit stil is, in hierdie wagtyd van jou, moenie dink God werk nie. God is besig, soos ek in 'n vorige preek gesê het, God is besig agter die skerms om jou voor te berei vir dit wat kom. Die disippels kon nie in die wagtyd bly nie. Want toe daai wagtyd verby is, want toe Jesus gekruisig is, hy opgestaan, hulle wil uitgegaan het, toe sê Jesus vir hulle, wow, hulle het iets gekort, om dit wat hulle moet gaan doen, met vuur te doen. Hulle het Heilige Gees nodig. En dit is waar so baie kinders van God vasval. Hulle wag nog, maar God het al lankal gesê, kom. God het al lankal met jou begin praat en jou geroep. Maar hulle bly wag. Hulle soek bevestiging, maar God wag vir gehoorsaamheid. Galasiërs 5 vers 16 sê, wandel deur die Gees, dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees
volbring nie. Dis kom daar die eie ek moet vrek hier binne. Want solank hy heers, gaan God se gees nie heers nie. Want jou eie willetjie is sterk. Ek kan vir jou sê jou eie wil is sterk, want jare terug was my eie wil was sterk geweest. Ek het nie geluister vir niemand nie. As ek gesê dit is so, is dit so. Maar dank die Here uit my hart kom verander. En my eie wil moes ek kruisig. Ek moes hom knaak om in God se weë te gaan. Maar jy kan nie met iemand wandel as jy hom nie ken nie. Toe jy jou vrou ontmoet het, man, en toe vrou jy jou man ontmoet het jy net saam met hom begin uitgaan? Nee, jy het eers seker op 'n koffiedate gegaan, jy het begin hierdie persoon leer ken. Dan het jy al fliek toe gevat, jy het gaan milkshake drink, gaan koffie drink, nou het jy begin kuier. Nou begin jy hierdie persoon leer ken. Ek sien so 'n paar glimlaggies. Daai jong liefde, dis dieselfde wat Jesus wil hê. Wat God wil hê. Jy moet daai liefde hê om met Heilige Gees te wandel. Want jy kan nie met hom wandel as jy hom nie ken nie. So baie mense het 'n idee van Heilige Gees, maar hulle ken hom nie. Handelinge 19 vers 2 vra Paulus, het julle die Heilige Gees ontvang toe julle gelowig geword het? En hulle antwoord, ons het nie eers gehoor dat daar Heilige Gees is nie. As jy hom nie ken nie, as jy nie op pad met hom gaan stap nie, as jy nie met hom gaan wandel nie, gaan jy nie weet van hom nie. Dit wys vir my en vir jou dat dit moontlik is om te glo, maar nog nie die volheid van God ken nie. Want as jy die volheid van God ken, gaan jy weet, daar's Heilige Gees. Heilige Gees is nie net 'n krag nie. Nie net 'n emosie of 'n gevoel nie. God, Heilige Gees, is God. Die derde persoon van die drie-eenheid is God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees. Johannes 16 vers 13 sê, maar wanneer hy kom met 'n hoofletter, gekom het, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei. Jesus staan nie wanneer hy gekom het, die Gees van die waarheid gaan hy julle in die helfte lei nie. Of miskien 'n leuen vertel nie, nee, in die waarheid lei. Maar dan gaan ons terug na Johannes 14 vers 26 sê, waar Jesus sê, maar die Trooster, die Heilige Gees, hy met die hoofletter, sal julle alles leer. Kort jy kennis? Ek kort elke dag kennis. Elke een van ons kort kennis. Wie gaan ons leer? Julle moet excited raak. Jy het 'n dictionary binne jou. As ek dit so kan uitdruk, laat julle verstaan. Heilige Gees ken alles. Wie is binne jou? God, Heilige Gees. God die Vader. God Jesus is binne jou. Jesus verwys na Heilige Gees as hy. Hy praat, hy leer, hy lei jou en hy troos jou. Is jy hartseer? Wie's beter om na jou, wie's beter om te vra Heilige Gees? Vou my net toe. Is jy verdwaal? Here Jesus, help my. Ek kort rigting. Ek moet die pad wat U vir my beplan, wil ek opwandel. Dit beteken God, Heilige Gees is 'n persoon, nie net 'n manifestasie van krag nie. So baie mense praat, daar's 'n duif, is Heilige Gees. Dit is nie Heilige Gees nie. Heilige Gees is 'n persoon, hy het 'n karaktereienskap. Dis God. Baie mense soek die krag van God, maar hulle wil nie in die teenwoordigheid van God wandel nie. Wanneer Heilige Gees
iets begin warm maak hier binne hulle. Wanneer hulle ervaar, iets het nou gebeur hier binne my. Dan tree hulle terug. Wow, ek kan nie meer nie. Dit het nou te warm geword. Hoeveel keer raak God mense aan? In hierdie kerk het ek al dit gesien. En dan, af is hulle. Hulle wil die krag hê, maar hulle wil nie met God wandel nie. Tog kan jy nie sonder God se krag, as jy nie in sy teenwoordigheid wil wees nie. Loop so, soos 'n battery in 'n torch. Dis saam. Van die begin af was Heilige Gees daar gewees. In Genesis 1 vers 2 lees ons dit. En die Gees van God het gesweef op die waters. Van die begin af. Psalm 139 vers 7 en 8 sê, waarheen sou ek gaan vir u Gees? Klim ek op na die hemel, u is daar. Waar gaan jy weghardloop? Vanaf Heilige Gees. Daar's nie 'n manier nie. Jy kan nie. Al gaan lê onder 'n brandende bos, gaan Heilige Gees nog steeds daar wees. Al gaan sit jy in 'n kamer toe en wil 'n klomp pille drink of wil selfmoord pleeg, Heilige Gees is daar. Maar dis jou autoriteit wat jy het om te sê, vyand, hierdie gedagte wat ek het, is nie van jou af nie. Of gaan jy daai gedagte koester? Nee, jy gaan hom let go. Hom sê, laat jy gaan. Heilige Gees is oral teenwoordig. In Lukas 1 vers 35, die Heilige Gees sal oor jou kom en die krag van die Allerhoogste sal jou oorskadu. Ek gee vir julle baie skrifte vandag. Die wat notas vat. Want hierdie is in hierdie reeks van my. Wat God met my praat oor, leer my kinders, dat hulle met my kan wandel. Johannes 14:17 sê, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Hierso staan nie, in julle bly en miskien by julle sal wees nie. Hy sal by julle wees. Ons lees hierso dat Heilige Gees in jou woon. Binne. Hulle sê hierso. As jy begin bid, en jy begin onder die salwing gaan, en jy begin iets brand die binne jou, moet jy weet, die fire is on. Iets gaan gebeur. Dis die wonder van die evangelie. God wil nie net langs jou loop nie. God wil in jou leef. Hy wil nie sê, okay, nee, gaan jy maar vorentoe, ek gaan nou eers rus nie. Nee, daar waar jy gaan God. As jy gaan slaap, is hy by jou. Hy slaap nie. As jy in jou kar ry, is hy by jou. As jy op jou fiets ry, is hy by jou. As jy hardloop, is hy by jou. Behalwe as jy 300 km/h ry. Is dit 'n grapie? God is altyd by jou. Altyd. Daar waar jy in verkeerde plekke ingaan. Hy is saam met jou, maar is nie vir hom lekker om daar te wees nie. Heilige Gees oortuig van sonde. Hy leer ons die woord en vorm die karakter van Jesus Christus binne in jou. Want hoe gaan ons soos Christus wees? Om met Heilige Gees te wandel. Met God Heilige Gees te wandel, hier binne in jou. Alles 3 in 1. Wie het al hierdie cappuccino sakkies probeer skei? Die koffie uithaal, die cremora uithaal en die suiker uithaal. Jy kan nie. As jy dink jy kan God, die Vader, die Seun en Heilige Gees skei, gaan try eers dit. Gaan haal eers vir my daai pakkie cappuccino of wat ook al, gaan split dit eers.
En as jy reg gekom het, dan kom jy na my toe. You will fail. Jy gaan dit nie doen nie. Want tot die kleur van die koffie gaan soos die Cremora lyk al binne. En die suiker ook. Dis kom, as jy jou hart vir Jesus gegee het, is alles binne jou. Die volle pakket. Nie net 'n gedeelte nie, alles. As Jesus by jou kom en hy sê vir jou, I will release everything to you. Gaan jy toelaat? Of gaan jy sê, nee, ek wil nie eintlik nie, wil ek, hierdie pad wil ek nie vat nie. Johannes 16 vers 13 sê, alles wat hy hoor, sal hy spreek. Heilige Gees praat vandag nog. Heilige Gees het nie net gepraat in die Bybelse tyd nie. Heilige Gees werk vandag nog. Maar die probleem is, ek en jy raak baie keer te besig, dan hoor ons nie. Ons is so besig met alle goeders, hierdie geraas van die wêreld, alles deur mekaar, dat ons nie Heilige Gees hoor nie. Dis kom dit so belangrik is, om net bietjie stil te word voor Here. Is baie Sondae in die bidkamer, so klaar gebid het, staan ons net so, bid saggies. Nie geraas nie, net rustig. Spreuke 3 vers 6 vertel ons belangrike punt van wandel. Hy sê, ken hom in al jou weë, dan sal hy jou paaie gelyk maak. Jou ware verhouding, jou ware wandel begin wanneer jy met Heilige Gees wandel. Wanneer jy hom erken, wanneer jy hom betrek, wanneer jy hom toelaat om beheer te neem in jou lewe. Nie net in sekere gedeeltes nie, in al jou weë. As hy jou voetstappe rig, gaan jy by plekke ingaan wat nie vir hom is nie? Nee. As jy sê, Here, lei my vandag, hoe gaan hy jou voetstappe rig? Gaan hy jou by plekke laat ingaan wat nie reg is nie? Nee. Ons moet sy teenwoordigheid erken en verstaan dat ons liggame 'n tempel van die Heilige Gees is. Gaan jy hierdie liggaam wil skade doen? Nee, jy gaan nie. Ons moet ons eie wil oorgee en leer om onder Heilige Gees se leiding te leef. Staai van, I submit fully. As ons nou al hierdie goed gaan saamvat, was God se begeerte om by sy mense te wees. Van die begin af. As ons gaan kyk in Genesis, het God saam met Adam en Eva gewandel. Toe sien die sonde val. Toe stuur God vir Jesus, wat Immanuel is, wat beteken God met ons. Want God wil by sy mense wees. Toe journey Jesus met die mense, soos ek en jy. Jesus het saam met hulle geëet. Hy het saam met hulle gelag. Hy het saam met hulle gehuil. Hy was by hulle. Was voor die uitstorting van Heilige Gees. Die disippels het die voorreg gehad om God Jesus te sien. En hy het saam met hulle gewandel. Maar Jesus het geweet, sy werk is nie klaar nie. Wanneer die kruis kom, dit gaan nie verby wees nie.
There's something more. Daar is ietsie meer wat gaan kom. En nadat die kruis en nadat die opstanding, het Jesus opgevaar na die Vader toe. God het nie gesê, okay, nee, nou los ek my kinders nie. Kyk wat het hulle gedoen nie. Hy sê nee, die hart. As jy vat Jesus se hart en die Vader se hart is in lyn, is gesinkroniseer. Toe sê Jesus, ek sal die Vader bid en hy sal vir julle die Heilige Gees gee. Hoe is jou hart vanmôre teenoor die Vader? Is jou hart in lyn? Toe Jesus op aarde was hy op een plek op 'n tyd gewees. Julle moet hierdie mooi hoor. Was vir my 'n eye-opener. Toe ek het vir ou deel by die werk, hy het my net so gekyk. Jesus was op een tyd, hy het gewandel in Jerusalem, hy was nie in Judea of in ander plekke nie. Ek het nou gesê, God wil by sy mense wees. Maar deur God Heilige Gees, kan God, Jesus, Heilige Gees, terselfdertyd in die hele wêreld wees. Hy is alomteenwoordig. Heilige Gees is hierso. Hy is hier binne ons. Hy werk hier in mense se harte vanmôre. Maar hy werk ook in ander kerke, in Australië, Amerika, in Middelburg, in Johannesburg. Hy werk ook daar in mense se harte. As Jesus vandag nog geleef het, hoor mooi, waar sou hy gewees het vandag? Sou almal in Jerusalem bymekaar gekom het en die hele wêreld leeg gewees het? Dis die voordeel wat ons het. Dis die voordeel wat ek en jy het om Jesus aan te neem, om 'n kind van hom genoem te word, want ons het iets hier binne. Niemand kan dit wegvat nie. Net jouself. Wanneer jy jou rug op Jesus draai, maar jy kan gaan repent. Dis kom wanneer jy hartseer is, wanneer jy moedeloos is, wie staan beter om voor te vra? Jy het alles hier binne jou. Jy het die volledige pakkie. Alles. Soos nou gesê het, weet julle dan nie dat julle 'n tempel van God is en die Gees van God in julle woon nie? Gaan jy hierdie liggaam wil seermaak? Nee, ek dink nie so nie. Wat dit beteken vir my en vir jou, God kom nie meer net in klipgeboue by mekaar nie, in kliptempels nie. God is hierso vandag nog, by elkeen. By elkeen wat hierso sit, is hy hierso. Daar waar jy loop in die veld, wat niemand niks om jou is nie, aan die volgende oomblik hoor jy net 'n voeltjie chirp, chirp. Ek weet baie, as ek oor goed bid, ek start nou die oggend my kar, toe ek my deur oopmaak, weet nie van waar af kom dit nie, 'n wit, so klein donsveertjie, op my seat, weet ek, dis 'n teken. Dis 'n teken dat God my hoor. As jy hier so sit vanoggend, jy het 'n begeerte, en jy weet hier binne jou, is daar goed wat nie reg is nie. Soveel goed gebeur, elke dag. Elke dag.
wil ek jou vra net daar waar jy sit, as jy 'n begeerte het om Jesus aan te neem, as jy begeerte het om Jesus te sê, Here Jesus, vergewe my, wil jy almal moet hulle oë sluit, steek net jou hand op, steek net jou hand op, as jy daar so sit vanmôre en jy sê, Here Jesus, ek het U nodig, ek kan nie sonder U nie, as jy voel jy daai wagtyd hier binne jou, wat dit kom nie verby nie, ek wag en ek wag en ek wag, maar Jesus het al lank al gesê vir jou, my kind stap, ek het plek vir jou, wat jy moet doen. God is besig om jou op hierdie oomblik in jou hart te verander, dat jy sal besef, daar's 'n lewendige God, wat besig is om harte, om mense te verander. Jy kan jou hand laat sak. Vader, my gebed vanmôre is, dat U elke hand gesien het wat opgaan. U sien elke persoon wat 'n behoefte het na Jesus toe. U weet dat U koms is naby. Vader, ek wil bid en vra dankie. Ek wil sê dankie vir elke wagtyd wat daar is. Maar Vader, dankie dat wagtye kan verbygaan. Dat ons nie moet aanhou wag vir altyd nie. Vader, U ken mense se harte. Heilige Gees, ek nooi U nou in. By elke een wat hierso is, wat die hand opgesteek het, gaan vul daai spasie van leemte. Daar waar hulle voel hulle het nie leiding nie, gee vir hulle leiding. Gee vir hulle leiding. More than enough. Here Jesus, dankie, dat ek dit kan bid oor elke persoon wat hierso sit vanmôre. Dat God se Gees, God Heilige Gees, met julle sal wees. En hy sal jou troos. Hy sal jou uplift wanneer jy af is. Hy sal met jou wees in jou donkerste tye. Soos elke seisoen kom en gaan hierdie wagtyd gaan. Dankie Heilige Gees, dat U harte verander. U weet elke een. U ken hulle harte. Vader, my gebed is dat U net by elkeen stil staan. Vader, die wat nie hulle hande ook opgesteek het nie. Vader, om te dink, wat gaan iemand wat agter my sit, miskien dink, as hy sy oë opmaak, as ek my hand opsteek. Maar Vader, staan by hulle ook stil vanmôre. Raak hulle ook aan met die kosbare Gees. Here Jesus, dankie vir liefde. Dankie vir liefde wat geen geld kan koop nie. Dankie vir die goedheid en die guns op ons lewens. Here Jesus, beskerm elkeen wat hier so is. Beskerm hulle, vou hulle toe met die bloed. Dankie Here Jesus, dat ons as 'n gemeente kan staan en sê, Amen en Amen, in Jesus se naam. Amen.